Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. Nou ons het 'n nuwe reeks begin gister by ons eredienste wat handel oor die waarheid oor jouself. En hierdie reeks se kern is die ritme van God is die weg en hy wil jou en my genees in ons binneste om na sy beeld en sy gelykenis. Om in ons karakter te verander na die mens wat hy weet ek en jy kan wees. En ons het gister net begin praat daaroor dat ek en jy moet soek na hierdie waarheid. Ons moet begeer na hierdie waarheid. En ons moet soos Nathan in Dawid se lewe iemand hê wat vir ons kan sê, jy is daardie man. Jy moet by daardie waarheid in jou lewe uitkom. Nou hier in Psalm 66 gaan ons kyk na 'n skrifgedeelte wat dit praat oor God weet klaar hierdie waarheid en hoe God my en jou behandel in hierdie waarheid binne in jou en my. Psalm 66 vers 18 sê: As ek kwaad in my hart bedink het, sou die Here nie na my luister nie. Maar God het tog geluister. Hy het my gebed verhoor. Loof God wat my gebed nie verwerp het nie en sy troue liefde nie aan my onttrek het nie. En wat so mooi is hier is, hy sê, as ek gedink het, God werk met my, volgens my godsdienstige werke en wette en reëls, dan sou God nie na my geluister het nie. Maar hy sê, tog het God na my geluister, ten spyte van die feit dat daar wel kwaad in my binneste was. Met ander woorde, wat hy probeer sê is, selfs al is jy nog nie by die volle waarheid oor jouself nie, is God nog steeds lief vir jou. En gaan God nog steeds binne in jou werk, en nog steeds jou gebede verhoor, en nog steeds hierdie intieme verhouding met jou stap. Jy sê, dis waar die groot verskil kom. God gaan nie eers 'n verhouding met jou begin as jy uitgesorteer is nie. God begin met jou 'n verhouding nou en deur die verhouding sorteer hy jou uit. Daar's 'n groot verskil. Jy sien in ons lewens, ons soek mense waar alles klaar uitgesorteer is. Ons soek 'n lewe waar al die probleme opgelos is. Ons evalueer mense van die kant af en ons kyk en ons wonder is hulle klaar suksesvol, dan sal ons betrokke raak. God sê nee. Ek kom na jou toe, terwyl daar nog baie leuns, baie kwaad, baie woede, baie onsekerheid, baie bagasie binne in jou is, dan kom ek al klaar na jou toe. En ek verhoor jou, en ek is in troue liefde saam met jou, en ek luister na jou, en in hierdie verhouding, kry jy die vrymoedigheid om te hoor, die waarheid oor jouself. Jy is baie keer hierdie man, jy is baie keer hierdie vrou, en jy kry die platform om in liefde die waarheid te hoor. Wat dink jy hou jou weg van God af? Dawid sê, of die psalmskrywer sê, nogtans het hy na jou geluister. Daar is niks wat jou kan weghou van God af nie. Nie eers jou geheime sonde in jou binneste, die waarheid oor jouself, kan jou weghou van God af nie. Kom ons sê dankie daarvoor. Hemelse Vader, baie dankie dat, selfs al het ek woede in my, selfs al het ek bagasie in my, selfs al het ek geheime binne in my wat nog moet uitsorteer in my lewe. Dankie dat U nog steeds vir my lief is. Dankie dat ek nog steeds in 'n verhouding met U kan staan en dis juis deur die verhouding wat U my gaan gesond maak. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.